Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Dit is altyd 'n goeie ding om motivering en inspirasie te ontvang met betrekking tot 'n gelowige se gebedslewe. En ek wil met u praat oor 'n baie intieme beginsel rondom gebed. Gebed is 'n geloofsaksie en na aanleiding van die skrif in Hebreërs 11 vers 6 wat sê, sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Without faith we cannot please God. Omdat hulle wie na God toe kom, moet glo God is. En dat hy 'n beloner is vir diegene wie soekend is na hom. For those who come to God, must believe God is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ek sou graag 'n bron van inspirasie en motivering wil wees vir u. Ek onthou vroeg in my geloofsjare, net onlangs tot bekering gekom, eerste jaar of 2, ek sou in verwondering in gemeenskap eredienste wees. En met die geleenthede wanneer mense bid, miskien sou iemand geroep word, ons vra nou vir broer so en so of suster so en so om openingsgebed te doen of te bid vir dit of dat of wat ook al het sou wees, dan sou ek sou daar staan met gespitste ore. Ek sou fyn en noukeurig luister. En in absolute verwondering sou ek hoor hoe mense hulle oë toemaak en hulle stemme ophef en bid tot God ons Vader. Dit was vir my 'n wonderlike ervaring gewees. En ek onthou ek was baie onervare. Ek kon nie so bid nie. En ek het in soveel woorde vir 'n paar mense gesê, ek wens ek kon bid soos jy. Ek wens ek kon my bewoording so agter mekaar kry. Ek wens ek kon so met sulke vlei taal vir God loof en prys. Dit is baie jare terug. Baie jare terug. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons gee erkenning dat U is die Here, skepper van die hemel en die aarde. En deur die krag van U woord hou U U skepping in stand. Dankie dat U het saligheid en heil, redding en verlossing bewerkstellig deur U woord. U woord het U gestuur op die gepaste tyd. Die woord het vlees kom word en ons het sy heerlikheid gesien, vol genade en waarheid. Die woord het vlees kom word en te midde ons gewandel. Sy naam is Jesus Christus. Dankie Vader vir hierdie oomblik en hierdie dag. En ons bid nou, my God, dat U verheerlik sal wees deur ons lewens, deur die denke en verbeelding wat ons sal koester, deur die woorde wat ons sal kies om te praat en te sê, en deur ons gedrag en optrede. Ons sou graag dat alles sal geskied
In die naam van Jesus Christus. Amen. Nou, ek praat met u na aanleiding van wat ek gelees het in die boek van Matteus, en ek sou dit graag vir ons wil lees, beide in die Engels en in die Afrikaans. En ek sou wou hê dat het vir u 'n inspirasie sal wees, en dat dit sal sin maak vir u, en dit sal struktuur bring in u toenadering en in u toewyding om tot God te bid. Kom ons lees die woorde van Matteus in Matteus 6. En ek wil lees vanaf vers 5 tot en met vers 15. Ek gaan dit in die Engels en in die Afrikaans lees. En nou, wat die gebed betref, moenie soos die skynheiliges wees wat daarvan hou om in die sinagoges en op die straathoeke te bid, sodat die mense hulle kan sien nie. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Wanneer jy bid, ga na die stilste vertrek in die huis. En maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moenie met woorde mors soos die ongelowiges nie. Hulle dink, hulle stortvloed woorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word. Moenie soos hulle maak nie, want julle Vader weet presies wat julle behoeftes is, selfs nog voordat julle hom vra. Bid dan soos volg: Ons Vader in die hemel, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat u wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het, en vergeef ons sondes skuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Wanneer ons, sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bewaar ons, liewer, bewaar ons, sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Jesus sê, as julle die mense vergewe wat teen julle oortree, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle weier om die mense te vergewe, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. Wow. Kom ons lees dit in die Engels. When you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debt, our sins, our wrongs, as we also forgive our debtors.
those who sin against us, those who have wronged us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us from the evil one. Now, if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Een van die maniere, een van die praktiese dinge, een van die beginsels om intimiteit met God op te bou, is om te bid. Om moedswilliglik jouself in te rig, vir jouself hierdie opdrag te gee. Ek gaan nou na God toe. Onthou wat sê die Here Jesus hier. Jou hemelse Vader wie in die onsigbare is. Wanneer jy in jou alleenheid tot jou Vader bid, jou hemelse Vader wat in die onsigbare is, the invisible God, the God who is unseen, as the Bible tells us, ja. Wanneer jy jouself sê, jouself die instruksie gee, jouself die moeite ag en sê, ek gaan nou na God toe. En met jou gedagtes, met jou siel, met jou denke, so ingerig. Ek is by God nou. Ek slaan ag aan die teenwoordigheid van God, wat nie gesien kan word nie. Maar omdat hy is. Moses het 'n dilemma gehad. 'n Onsigbare God, wie in die verskyning van 'n verterende vuur en 'n stem wat tot hom praat, gee hom 'n instruksie om die president van 'n land aan te spreek, om die koning aan te spreek, om die farao te sê, die Here God stuur my met 'n boodskap na jou toe. En Moses vra aan God, as hulle nou vir my vra, wie het my gestuur, wat sal ek dan sê, wie is u? En God sê, jy sal antwoord en sê, ek is. Ek is, het my gestuur. En die beginsel rondom die geloofsaksie, om erkenning te gee dat God is, en om ag te slaan aan die immanensie van sy teenwoordigheid. In die oomblik van geloofsaksie, wanneer jy na God toe gaan, jy gaan na God, en jy het alreeds jouself hierdie plig gegee, hierdie werk, hierdie verantwoordelikheid, ek keer myself tot God, God wie alles weet, God wie magtig is, God wie alles in stand hou, en ek gaan bid tot God. Ek kom met die oortuiging, God hoor my, God sien my, God aanvaar my, God slaan ag tot my, God onderskei my, hy lees my, ek ken my gedagtes van ver af, alvorens ek nog gaan sê wat ek gaan sê, weet hy alreeds wat het is, maar dit is wat hy van my verg, dat ek dit moet doen. Ek doen dit in terme van sy persoonswese, dat hy is. En dis 'n wonderlike ding om te sien hoe Jesus vir ons lei en leer en die grondvesting verskaf om op te staan, op te sit, op te loop. Gaan in privaatheid, gaan op 'n persoonlike manier, gaan en wees in die geheim met God, en wanneer jy daar is, vertoef met God,
op 'n intelligente manier kommunikeer. Kommunikeer. Ek onthou 'n begrafnis wat ek moes behartig en dit was om die as van 'n afgestorwe persoon wie in nog 'n land veras was en die as was gebring en die familie het 'n verwagting gehad dat ek vir hulle na hulle familieplot by die begrafnis 'n ter aarde bestelling sou doen van hierdie as van die persoon wat afgesterf was. En die Here lei my na Jesaja 26 toe. En ek besef toe dat baie van die familielede en die vriende van hierdie familie wat ondersteuning sou toedien deur hulle teenwoordigheid by hierdie ter aarde bestelling van as. Dat ek nie 'n sekerheid gehad het van wie hulle is en wat hulle toestand was nie. Ek kon nie net veronderstel nie. Dit was nie my voorreg om voorbarig te wees om net te veronderstel dat hulle sou verstaan en dat hulle sou die boublokke van glo in hulle brein of hart sou het nie. En die Here lei my om hierdie skrif te deel, Jesaja 26 vers 19. En ek lees toe by die graf, die familiegraf waar die as gestoor sou word, ek lees toe hierdie woorde. Tog het ons die versekering, die wat aan God behoort, sal lewe. Hulle liggame sal weer opstaan. Die wat in die aarde slaap, staan op en sing van vreugde. Soos die dou lewe gee, so gee u krag tot lewe. Die aarde sal hulle wat gesterf het, weer lewend teruggee. Gaan huis toe, my volk, en sluit die deure agter julle, kruip weg vir 'n kort rukkie, tot sy toorn bedaar het. Kyk, die Here kom van die hemel af om die mense van die aarde te straf oor hulle sondes. Die aarde sal nie meer die wegsteek wat vermoor is nie, hulle sal uitgebring word, sodat almal hulle kan sien. In die Engels, but your dead will live, Lord, their bodies will rise. Let those who dwell in the dust wake up and shout for joy. Your dew is like the dew of the morning. The earth will give birth to her dead. Go, my people, enter your rooms, shut the doors behind you, hide yourself for a little while until his wrath has passed by. See, the Lord is coming out of his dwelling to punish the people of the earth for their sins. The earth will disclose the bloodshed on it. The earth will conceal its slain no longer. En toe ek hierdie woorde, nadat ek dit gepreek het en gepraat het daarom, toe onthou ek onthou en ek koppel hierdie woorde. Dit was vir my eienaardig dat die Here sê, hoor hoe sê hy dit? Go, my people, into your rooms and shut the doors behind you. Dis dieselfde woorde wat die Here gespreek het toe hy ons leer rondom gebed en om erkenning te gee aan God in gebed, om die ding 'n geheim tussen ons en God te hou. En in die geheim daarvan sal ons geloofsaksies uitleef deur ons kommunikasie met God en erkenning te gee aan God. Deur te bid na die metode van gebed. Nie noodwendig 'n stelsel van gebed nie, maar die metode van gebed is erkenning dat God is heilig, hy is hoog en verhewe, hy is betroon, hy het 'n wil wat op die aarde moet geskied. Ons is afhanklik van hom vir daaglikse ondersteuning en voorsiening. Hy vergewe ons na die mate wat ons ook ander sal vergewe. Hy beskerm ons van die bose en hy hou ons op 'n pad van geregtigheid om aan te hou glo. Hierdie metode moet ons inleef
in daardie oomblikke van geheime gebed, wanneer ons kamerdeur toemaak. Nou, omdat God ons denke onderskei, soos die woord van die Here sê, alvorens julle uitgeroep het na my, het ek al reeds geantwoord. Ek besin julle gedagtes en idees van ver af. Ek onderskei julle. My woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit maak 'n onderskeid tussen julle siele en julle geeste, en ek ken julle gedagtes. Dit sny deur been en murg. In die intimiteit van ons so ken en weet wie en wat ons is, kan ons tot 'n berusting kom om erkenning te gee. God is. En dis veilig om in die geheim met God ons gedagtes, ons geheue, ons verbeeldings te leisel. We put reins over our imagination, we put reins over our ideas, we put reins over our thoughts, and we govern our thoughts before God. Ons sit nie en kom nie voor God met resitasies nie. Ons is intelligente wesens. Ons het briljante idees en gedagtes. En om voor God te kom met resitasiegebede, dis 'n vernedering van die geleentheid van die verhouding met God. Dat ons met hierdie wonderlike God en Vader wie ons dien, die beste van ons vermoë na vore kan bring. Ek sê nie dis nie moontlik om mooi verse voor God te bring nie. Dit is 'n wonderlike ding, veral as jy 'n verbeeldingsryke persoon is. En 'n persoon is wat sangstukke kan oplewer, waar jy kan sin maak van jou ervaring met God en God se intervensies in jou lewe, en dit kan omskep in woorde en aan God dit te bedien. Lê dit voor God. Maar om 'n onderskeid te hou, dat jy net berus in resitasiegebede, dit sal nie deeg nie. Dit sal nie deeg nie. Onthou, daar is verskillende toenaderings in gebed. Daar is smekinge, daar is pleidooie, daar is gebede van intervensie, daar is gebede van voorbidding, daar is gebede van lof, daar is gebede van prys, daar is gebede van liefdesverklaring, daar is gebede van afhanklikheid, daar is gebede wat net 'n doodgewone gesprek is, 'n tweekantige gesprek, 'n omruil van gedagtes en idees. Dit alles geskied binne die raamwerk van ons gebed, ons gebede, ons tye van met God wees, erkenning dat hy is, en dan ook om dan verwagting aan te wakker, om verwagting te koester, to build up expectation and to have hope and to anticipate being blessed beyond comprehension, being blessed beyond your imagination, being blessed that others will stand astounded and says, what is with your life? How is it possible? Are you a favorite of God? Nee, God het nie gunstelinge nie. Maar daar is 'n loon, soos Hebreërs 11 vers 6 sê. Hy is 'n beloner van diegene wie na hom soek. He is a rewarder of those who seek after him, and to seek to do his will, and to seek to understand his purposes, and to want to be a tool of usefulness in his hands, and to want to know specifically what he has in mind and what his intentions are. Dit laat my dink aan wat in die boek van Johannes
opgeskryf is, wanneer Jesus sê, ek doen niks behalwe ek sien die Vader doen dit. En ek oordeel oor niks behalwe ek hoor wat die Vader se uitkomste is oor 'n saak. En dis moontlik wanneer ons agslaan op God en strewe om God se wil uit te voer en dan geleenthede skep vir onsself en ons siele, ons gedagtes in hand vat, soos die psalmdigter sê in Psalm 103 in die Engelse weergawe sê, bless the Lord, O my soul, bless his holy name, and forget not his many benefits. The Lord who forgives us our sins, the Lord who heals us of our sickness, the Lord who fills our mouths with good things, the Lord who renews our strength like that of a youth. Jy gee bevel aan jou eie siel en jy gee handleiding aan jou gedagtes. Skenk aandag aan God. Skenk aandag aan God. Praat met God. Loof God. Prys God. Hemel sy naam op. Prys die Here. Ek vertrou dat u 'n verkoeking ervaar en 'n inspirasie ontvang het oor hierdie gedagtes en dat u sal tyd skep en afsprake maak vir jouself met God om net alleen te wees. Soms is dit in 'n wandelpad wat jy sal gaan loop, nie om met iemand anders te praat of te sien nie, maar net om alleen te wees om te kan sê en praat. Soms is dit om miskien in die badkamer, in die bad, in die stort, ergens waar jy weet, dis net jy en jou erkenning van God wat alomteenwoordig is. Ons bid saam. Vader in die hemel, ons dankie dat u ons ken en dat u smag en 'n diepe begeerte het om intiem te verkeer met ons wanneer ons na u toe kom in gebed. En Here, ek wil hê dat u in hierdie oomblik sal uitreik na hulle wat kyk en luister en sien en dat u vir ons sal verkoop met God met 'n verlange en 'n diepe begeerte om met u te wees. En help ons, Here, om te weet en te onderskei hoe om ons kamer in te rig en hoe om ons deur toe te maak, sodat dit net ons en u sal wees. Net ek en u sal wees. Dankie vir ander mense wat in ons lewens is, maar daar moet tyd wees wat dit net ek en u in kwaliteit tyd is. Seën ons in ons moeite, Here, om die prioriteit u teenwoordigheid te maak. Ons vra vir hierdie genade in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen.